Kom ons bestudeer vandag die woord van God met die preek getiteld Die belangrikheid van aanbidding. Die Sabbatdag aanbidding, die derde dag aanbidding, die feesaanbidding en die gereelde gebedstye is almal aanbidding tot God. Waarom moet ons dan aanhou aanbid? Baie mense dink dat aanbidding gaan oor kerk bywoon, lofsange, God se woord hoor en bid. Laat ons vandag deur die Bybel bevestig waarom God ons aanbidding gegee het en besin oor hoe belangrik die aanbiddingsseremonie vir ons siele is en hoe belangrik dit in die geestelike wêreld is. Kom ons maak Psalms 50 oop. Kom ons kyk na Psalms 50 vers 1. Die God van die gode, die Here, het gepraat en die aarde opgeroep, van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Vanuit Sion, plek van volmaakte skoonheid, laat God sy lig straal. Ons God kom en hy gaan nie stil bly nie. Voor hom brand 'n verterrende vuur, rondom hom woed 'n geweldige storm. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Maak my getroue volgelinge vir my bymekaar, hulle wat by die offers my verbond hernie. Die woord offer beteken hier aanbidding. In die Ou Testament word offer gebruik en in die Nuwe Testament word die aanbidding gebruik. Albei woorde het dieselfde betekenis. Op hierdie manier laat God ons deur Psalms 50 weet. Maak my getroue volgelinge vir my bymekaar, hulle wat by die aanbidding my verbond hernie. Waarom is aanbidding dan nodig en hoekom het dit begin? Ten einde die mensdom dit te verstaan, verduidelik God hierdie saak deur die geskiedenis van die tuin van Eden. Daar was geen behoefte aan aanbidding voordat Adam en Eva gesondig het deur die verbode vrugte te eet nie. Nadat hulle gesondig het, het God die manier geopenbaar om die heerlikheid van Eden te herstel deur Abel en Kain, die seuns van Adam en Eva. Van daardie tyd af het die uitdrukkings Abel se offer en Kain se offer in die Bybel verskyn. Met ander woorde, om vir hulle die heerlikheid van die tuin van Eden te herstel, het God die stelsel van aanbidding ingestel. Eintlik is ons hemelse sondaars wat op hierdie aarde neergewerp is. Vir ons om vergewe te word van ons sondes en God te ontmoet, is aanbidding ingestel as 'n tyd van genade. Daarom is die bywoning van eredienste op die aangewese datums en tye baie belangrik in ons geloofslewe. Dit is omdat die wil van God, wat toelaat dat hemelse sondaars vergewe word, in die erediens vervat is. Verder bevat aanbidding ook die betekenis van danksegging vir die genade van versoening. Om hierdie rede het die profete en apostels van die vroeë kerk die heiliges gewaarsku, ons moet nooit aanbidding verwaarloos nie. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 10.
Hebreërs hoofstuk 10 vers 22. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Eenvoudig gesproke, ons moet nie opgee om saam vir aanbidding te vergader nie, soos sommige in die gewoonte is om te doen. In plaas daarvan om hulle gewoonte te volg, moet ons mekaar aanmoedig en by mekaar kom terwyl ons God se glorieryke dag sien naderkom. Dit is die les wat Hebreërs hoofstuk 10 vers 25 ons leer. Daarom het aanbidding 'n baie belangrike betekenis. Kom ons gaan voort met vers 26. Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie. Betekenis geen aanbidding vir vergifnis van sondes is oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur wat God se teenstanders gaan verteer. In Hebreërs hoofstuk 10 kan ons die streng leerstelling van die Bybel bevestig om nie op te gee om saam te vergader om God te aanbid nie, soos sommige in die gewoonte is om te doen. Ons moet eerder aanbidding meer ywerig bywoon, soos die glorieryke dag van Christus naderkom. Kom ons vind dan die les uit wat profeet Jesaja ons bied oor hoekom aanbidding vir ons nodig geword het. Kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 59. Jesaja hoofstuk 59 vers 1. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie, sy oor is nie hardhorend, sodat hy nie kan hoor nie. Maar julle sondeskuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg, sodat hy nie luister nie. Want julle handpalms is deur bloed besoedel en julle vingers deur sondeskuld. Julle lippe praat leuns, julle tonge prewel ongeregtigheid. Wat het ons van ons God geskei? Ons ongeregtighede. Ons sonde het 'n gaping tussen God en ons geskep. Ons verhouding met God het vanweë ons sonde ver verwyder. Hoe het God dan daardie gaping oorbrug? Deur aanbidding kan daardie skeiding verwyder word. Daarom leer die Bybel ons dat God deur die aanbiddingstyd met ons is. Ons ontmoet en ons sondes wat ons in die verlede gepleeg het, vergewe. Nadat Adam en Eva gesondig het, het God Abel en Kain beveel om 'n offer aan hom te bring. Kom ons gaan aan na Genesis hoofstuk 4. Kom ons kyk na Genesis hoofstuk 4 vers 1. Die mens het met Eva, sy vrou, gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en aan Kain geboorte gegee. Sy het gesê, ek het van die Here 'n man verkry. Sy het weer geboorte gegee aan sy broer aan Abel. Abel was 'n herder van kleinvee en Kain 'n landbouer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. En Abel, ook hy het 'n offer gebring uit die eersgeborenes van sy kleinvee. Van hulle vet die Here het Abel en sy offer met guns beskou. Maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaak en hy was terneergedruk. Die offer van Abel en die offer van Kain word vir die eerste keer in Genesis hoofstuk 4 genoem.
Kom ons kyk hoe die skrywer van Hebreërs hierdie toneel in Hebreërs hoofstuk 11 beskryf het. 히브리서 11장 열어보겠습니다. Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 11. Hoofstuk 11 vers 4. Deur geloof het Abel. Wat het Abel vir God gebring? Beter offer as Kain aan God gebring. Waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het, en deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Hier het Abel 'n beter offer aan God gebring as wat Kain gedoen het. Kain het van sy oes gebring en graanoffer aan God gebring. Abel het die eersgeborene van sy kleinvee as 'n offer aan God gebring. Wat is die betekenis van hierdie twee offers? Beide offers is met alle opregtheid gemaak. God het egter net Abel se offer aanvaar. God het nie Kain se offer aanvaar nie. Wat was die verskil? Abel se offer was die offer van bloed. Om ons sondes te vergewe, moet daar die offer van Christus aan die kruis wees. Om hierdie rede het God sedert die dae van Abel en Kain onderskei tussen die offers wat hy wou hê en die offers wat hy nie wou hê nie. Wat opregtheid betref, het Kain meer moeite gedoen. Hy het saad gesaai, dit versorg en op die regte tyd nat gemaak. God het nie Kain se offer goedgekeur nie, al is dit met sy hele hart gebring. Maar hy het Abel se offer met bloedvergieting aangeneem. Die feit dat hul aanbiedinge anders was nie die probleem nie. Beide van hulle het groot moeite gedoen met die offer. Maar wat God wou hê, was die offer wat die betekenis van die vergifnis van sondes gedraai het. Dit wys hoe Christus die gaping tussen God en ons sou oorbrug deur die vergieting van sy bloed. Kom ons bevestig dit in Efesiërs hoofstuk 2. Kom ons kyk na Efesiërs hoofstuk 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur. Waardeur is ons naby gebring? Die bloed van Christus. Wat het gebeur deur die bloed van Christus wat met die lam vergelyk word? Ons is naby gebring deur die offer van Christus. Een van die redes waarom God Abel se offer as beter beskou het en dit aanvaar het, was omdat Christus, wat met die lam vergelyk word, sal die sondes van die mensdom vergewe en ons nader aan God bring deur sy offer aan die kruis. Daarom, soos geskrywe is in Efesiërs hoofstuk 2, vers 13, wat het gebeur? Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Eenvoudig gestel, die bloed van Christus bring ons nader aan God. Kom ons gaan voort met vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het. En die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy, deur vrede te maak, in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam. Wat was sy ander doel?
met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. Een bouwerk van God. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Eenvoudig gestel, ons het deel van God se familie geword. Gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen. Deur Efesiërs hoofstuk 2 kan ons verstaan dat ons van God geskei was weens ons sondes en nie naby hom kon kom nie. Maar nou in Christus Jesus is ons naby gebring deur die bloed van Christus. Gevolglik sê die Bybel dat ons nie meer uitlanders en vreemdelinge is nie, maar lede van God se huishouding. Eenvoudig gestel, ons het God se familie geword. God het ons toegelaat om God die Vader en Moeder te noem. En Sionlede wat in die waarheid is, broers en susters te noem. Hoe het God dit bereik? God het dit bereik deur die verbond van aanbidding. Sommige lidmate vra oor die uitdrukkingsoffer en aanbidding. Sommige verstaan dalk nie die betekenis goed nie, so kom ons kyk saam na Eksodus hoofstuk 12 vers 23. Kom ons kyk na Eksodus hoofstuk 12 vers 23. Die Here sal deur die land gaan om die Egiptenare te tref, en wanneer hy die bloed aan die bokant en die twee sykante van die koshuis sien, sal die Here by die deur verbygaan en die vernietiger nie toelaat om julle huise binne te gaan om julle te tref nie. Kom hierdie saak na as 'n voorskrif. Hoe moet ons hulle gehoorsaam? Wat vir altyd geld vir jou en jou kinders. Wanneer julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie gebruik nakom. Wanneer julle kinders julle vra, wat beteken hierdie gebruik vir julle? Dan moet julle sê, dit is. Wat is dit? Die pasgaoffer vir die Here, hy wat by die huise van die Israeliete in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenare getref het. Ons huise het hy egter gespaar. Die volk het toe gekniel en in aanbidding gebuig. Ons hou elke jaar die Pasga aanbidding. Wat sê die boek Eksodus oor die Pasga aanbidding? Dit is die Pasga-offer. Is dit nie hoekom daar na Jesus as die Pasgalam verwys word nie? Selfs in Egipte 3500 jaar gelede het God die huise wat die bloed van die Pasgalam gehad het, verbygegaan sodat rampspoed hulle nie sou raak nie. Aan die ander kant is die hele Egipteland getref deur 'n plaag waarin elke eersgeborene gedood is. Hierdie verskriklike gebeurtenis is in die Bybel opgeteken. Oor die erediens sê God, versamel almal wat 'n verbond met my gesluit het deur 'n offerande. God het in Eksodus hoofstuk 12 na die Pasga verwys as aanbidding en as offer. Daarom het God Abel se offer aanvaar en gesê dat hy 'n beter offer gebring het as Kain. Want Abel se offer was 'n offer saam met die bloed van die lam, en Kain se offer was 'n offer sonder bloedvergieting. Aangesien dit 'n offer met oeste was, het God Abel se offer beter geag as Kain se.
하나님께서 가인의 것보다는 아벨의 제사가 앞으로 God het Abel se 이게 offer aanvaar en Kain se offer verwerp omdat sy groot wil om die sondes van die mensdom te vergewe was vervat in die offer van 내부에 bloed. 있었기 때문에 아벨의 제사를 받아들이시고 가인의 제사를 하나님께서 거절하셨던 것입니다. God het nie 'n wrok teen Kain gehad nie. 원한이 있어서 그랬던 것은 결코 아니죠. 그러나 Die een was 'n offer van bloed 방향성이 en die ander was 'n 한 offer 사람은 sonder bloed. 피 흘림의 제사, 한 사람은 피 흘림이 없는 제사. 피 God 흘림이 het 있는 vooraf 그 gewys wat hy 제사를 vir die sondes van die 피해서 mensdom sou 이 doen deur 'n 없는 bloedoffer te 피해를 aanvaar. 하나님께서 어떻게 하신다는 뜻을 미리 보여주셨던 것이죠. 예, 그래서 Daarom staan daar in Hebreërs geskryf dat Abel vir God 'n beter offer gebring het as wat Kain gedoen het. 히브리서에는 그렇게 기록이 되어 있었던 것입니다. 결국 Uiteindelik, toe Jesus Christus na hierdie aarde gekom het as die pasgalam en geoffer is, 희생되어 주심으로 wat het geword van die verhouding tussen 하나님과 God 멀어져 en 있던 ons? 그 관계를 어떻게 한다는 것입니까? 십자가의 Deur sy 피 흘려 bloedvergieting aan die 돌아가심으로 kruis 말미암아 het hy nie die verhouding 하나님과 herstel 우리 nie. 사이를 어떻게 해 놓으셨습니까? 서로 God het ons 연결해 naby 놓으시고, gebring. 가깝게 해 놓으시고 과거에는 Gevolglik leer die Bybel ons dat ons, 외인이었던 우리가 이제는 하나님의 권속이 되게 wat in die verlede uitlanders en vreemdelinge was, nou deel van God se familie is. 우리에게 또 알려주고 있는 것입니다. 이래서 Dit is hoekom 예배는 aanbidding vir 우리에게 ons so 있어서 belangrik is. 참으로 중요합니다. 그래서 Daarom het God 예배에 gesê dat ons 모이는 nooit 것을 moet ophou om saam vir 어떤 aanbidding te 사람들의 vergader 생각과 nie. 같이 절대 하지 말라. 너희는 Herinner God 항상 ons nie daaraan dat ons hom altyd moet aanbid sodat ons gered kan word, die vergifnis van sondes kan ontvang en kan terugkeer na ons hemelse tuiste nie. Laat ons voortgaan om deur die Bybel te bevestig dat Christus die pasgaoffer geword het. Kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7. Kom ons kyk na hoofstuk 5 vers 7. Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Want ook, wat is hy? Ons pasgalam, Christus, is geslag. Vers 8 sê, laat ons daarom fees vier. Die fees hier verwys na die pasga. Gevolglik het die offer van Christus, die pasgalam, die pasga aanbidding selfs meer betekenisvol gemaak. As dit nie vir hierdie offer was nie, sou ons nader aan God kon kom. As gevolg van ons sondes in die hemel, was ons bestem om vir ewig geskei te wees. Maar deur Christus se offer aan die kruis, word ons naby God gebring. In die verlede was ons uitlanders en vreemdelinge. Maar wat het ons nou in God geword? Ons het lede van God se familie geword. Daarom het ons die voorreg om God die Vader te noem. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Om dit eenvoudiger te stel, ons kan die Onse Vader bid wat Jesus ons geleer het. Net ons kan hierdie gebed doen. Wat egter van in die verlede, toe ons in ons sondes begrawe is, was ons uitlanders en vreemdelinge. Deur die bloed van Christus het ons egter nader aan God gekom. Ons is nie meer uitlanders of vreemdelinge nie, maar lede van God se huishouding. Kan ons hierdeur nie die belangrikheid van aanbidding wat Christus se offer herdenk, bevestig nie? Deur aanbidding word die verhouding tussen God en ons as vader en moeder en kinders gevorm. Daarom, wat is die betekenis van die woorde, nie opgee om saam te vergader nie? So sommige in die gewoonte is om te doen.
예배를 Beteken dit nie 중요시하고 dat ons aanbidding as belangrik moet 하나님께 beskou en 경배 God 드릴 수 korrek 있는 moet aanbid 그런 nie. 자녀들이 다 되라는 뜻 아니겠습니까? Verder, 그렇게 wat sal God aan 예배로 diegene 언약한 doen wat 자들을 deur aanbidding 'n 하나님께서 verbond met hom 어찌하신다고요? gesluit het? Hy sal hulle bymekaar maak. 일러주고 있습니다. 예, 우리 Kom ons 출애굽기 sien nog een 25장 vers in 한 Exodus 말씀만 hoofstuk 더 찾아가 봅시다. 25. Exodus hoofstuk 25 vers 20. Die geribs moet so wees dat hulle met hulle vlerke oopgesprei na bo, die versoendeksel beskit met hulle vlerke. Met hulle gesigte na mekaar moet die geribs na die versoendeksel kyk. Jy moet die versoendeksel bo op die ark neersit en in die ark moet jy die getuienis plaas wat ek jou sal gee. Daar sal ek jou ontmoet. Van bo die versoendeksel af, van tussen die twee geribs wat op die ark met die getuienis is. Na watter plek verwys dit? Verduidelik hierdie toneel nie oor die heilige en die allerheiligste nie. In die heiligdom is daar die heilige plek aan die voorkant en die allerheiligste aan die agterkant. Waar is die geribs? Die geribs is in die allerheiligste, bokant die ark van die verbond. Wat doen God daar? Hy ontmoet ons. Wanneer is hierdie dag dat God ons toegelaat het om hom te ontmoet? Dit is die dag van versoening. Een keer per jaar, op die dag van versoening, gaan die priester die allerheiligste binne en God sê, daar sal ek jou ontmoet. Is daar dus, sonder opoffering, dit wil sê sonder aanbidding, enige kontakpunt tussen God en die mensdom? Absoluut nie. Deur aanbidding roep God ons, wat deur sonde gedistansieer is, en bring ons nader aan hom. Deur die offer van Christus, deur sy bloed, het God ons die lede van sy huisgesin gemaak. Daarom moet ons nooit aanbidding afskeep nie. Of dit nou die Sabbatdag aanbidding, die derde dag aanbidding of die feesaanbidding is. Deur elke aanbidding luister God fyn na al ons smekinge en vervul al ons begeertes. Al hierdie werk word deur aanbidding verrig. Alhoewel ons gereeld erediens hou, moet ons nie blindelings aanbidding aanbied sonder om die rede of wil van God te ken nie. Ons moet aanbidding met begrip aanbied. Om met begrip te aanbid, moet ons weet of die dag van aanbidding wat God beloof het om ons te ontmoet Saterdag of Sondag is, en of sy vasgestelde fees Kersfees of die Pasga is. Moet ons op hierdie manier nie die ware aanbidding aanbied, net soos Abel se offer nie. Ontelbare mense hou vandag sondaagaanbidding, maar is hierdie offer dieselfde as Abel se offer wat God behaag? Stem die Sabbataanbidding nie ooreen met die offer van Abel nie. Moet ons dit nie reg verstaan en die erediens in ooreenstemming met God se verbond aanbied nie. Vandag hou ons die Sabbatdagdiens, wat 'n verbond met God is. Ons hou ook die Pasga. Ons hou ook die eredienste vir die 7 feeste in 3 keer. Selfs die sluier wat jy dra is die korrekte manier van aanbidding wat God as 'n regulasie in die Bybel aangestel het. Aangesien die Bybel sê dat dit 'n daad van oneer aan God sou wees om dit nie te doen nie, word daar van vroue verwag om 'n sluier tydens die aanbidding te dra. Dit is 'n aanbiddingsregulasie binne die kerk van God. Is dit nie 'n regulasie van aanbidding wat sedert die apostoliese era waargeneem is nie? Ek vra julle om meer trots te wees op die regulasies van aanbidding wat ons nakom en om die ware aanbidding te onderhou, sodat ons die korrekte leringe kan lewer aan al die kerke in die wêreld wat besig is om te dwaal. Ek sluit graag vandag se preek af. Baie dankie.